Goeienaand en baie dankie dat u tyd gebruik om na hierdie video te kyk. Ek myself is 'n siggestremde persoon. My naam is Johan, maar vanaand gaan dit nie oor my nie. Dit gaan oor my eggenoot, Arie Nel. Hy is 'n 56-jarige man. Arie was betrokke in 'n fratsongeluk as 'n seentjie van net 2 jaar oud. Luister mooi, 'n seentjie van net 2 jaar oud. Arie was baie lief vir sy pappa. Een betrokke oggend het Arie sy pappa agterna gesit soos oudere gewoonte, om vir my drukkie babai te sê werk toe. Die betrokke oggend was Arie se pa baie laat. Arie se pa het vergeet om die deur op grendel te plaas en Arie het hom agterna gesit. Arie se pappa het nie opgelet dat Arie op daai stadium reeds agter die bakkie was, toe die bakkie se engine begin leier nie. Die bakkie het aan 'n beweeg gegaan. Die wiele van die bakkie het Arie ingesluk. Arie kon voel hoe die bande deur sy liggaam sny. Beide van ons is mediese ongeskiktheidspensionarisse as gevolg van sy voorval wat met hom gebeur teen my siggestremdheid. Vanaand se video gaan oor 'n pleit vir elke persoon daar buite om hulle harte en beursies oop te maak vir hierdie man wat sy hele lewe toewy aan Christendom en wat altyd glo ongeag hoe die lewe hom druk. Arie moes gegaan het vir vele beenoperasies. Hulle moes die bene sny, die spiere strek, elke 6 maande wat natuurlik onsuksesvol was. Dokters het gesê Arie sal vir die res van sy lewe in 'n reistool wees. Arie het aangehou glo en aangehou bid. Arie het gestudeer om 'n pastoor te word. Ongelukkig kon sy wense nie voldoen nie, want daar was die finansies dat hy kon aangaan met verdere studies nie. Arie het aangehou glo en aangehou bid. En eendag, na gebed, het hy opgestaan en hy het begin loop. Wat 'n wonderwerk, 'n absolute wonderwerk. Arie gaan nog steeds vir mediese behandeling. Hy gaan nog steeds vir opvolge by die dokters, hy gaan nog steeds hospitale toe. Ons woon tans in 'n baie klein kamertjie, wat net ons huur betaal. Ons sasse inkomste betaal net ons huur. Myne en syne. Om vir julle 'n idee te gee, dit is die grootte van ons kamer. Daar is 'n kombuiseenheid. Die toilet is daar in die hoekie om die hoek. Dan het ons stort. Arie se looprampie. Ons bed. En hier kom jy in by die deur. Ons is meeste van die tyd vasgevang in die vierkant van hierdie mure. Ons pleit vanaand dat mense hulle harte en beursies sal oopmaak. Ons probeer om vir Arie geld in te samel vir 'n karretjie. Dat hy oor die weg kan kom. Arie kan nie ver loop nie, hy kan ook nie lank staan nie. Soos ek sê, Arie sit met veelvuldige rugbeserings, veelvuldige beenbeserings as ook sy voete. Hy loop op die voorpunte van sy voete. Hy kan ook nie sy voete plat neersit nie. U sal begrip hê vir die pyn waardeur hierdie man elke dag van sy lewe gaan. Maar tog behandel hy sy naaste dieselfde. Hy behandel almal vriendelik. Hy is altyd dieselfde mens. Hy is nooit negatief nie. Kyk maar na sy gelaat, kyk na sy geaardheid, kyk na die mens wat hy is. Hy oordeel nie en hy spreek nie kwaad nie. Hy het nie 'n swart hart nie. En hy gooi ook nie mense met klippe nie. Om tot die punt te kom, dit is die doel van ons video vanaand, is om vir u 'n idee te gee deur wat se pyn hierdie man gaan en deur wat se ongemak hy gaan. So die doel van ons video is om 'n fondsinsameling te hou vir Arie om 'n karretjie vir hom te koop. Hy het nie 'n groot karretjie nodig nie, net vir hom om onafhanklik te wees en van A tot Z te kom. Ons gaan gou vir u wys van die beserings waarvan ons gepraat het. Arie, jy kan maar vir ons draai. Soos jy kan sien, was die heupe gestrek in die operasies wat onsuksesvol was. En Arie se bene
kan jy ook sien waar die bene gesny was, buitekante van die bene, sonder sukses. Jy kan maar vir my opstaan. Jy sal ook sien dat Arie se voete misvormd is. Jy sal ook sien dat Arie elke dag van sy lewe in baie pyn verkeer. Hier kan jy sien dat 'n groot deel van sy rug misvormd is. Jy kan ook sien dat hy 'n wankelrige gebrek het wanneer hy beweeg. Hierdie is Arie se enigste hulpmiddel en dan ek myself. Hierdie is waarmee Arie meeste van die tyd beweeg. In die pyn elke dag, 24/7. Ons pleit vanaand dat u hart en beursie sal oopmaak en 'n bydrae sal lewer, maak nie saak hoe klein of hoe groot dit is nie. Dat ons vir die man met uitreik na sy naaste 'n oop hart het en 'n suiwer gemoed, dat u hom sal bystaan in dit wat hy wil doen. Soos ek sê, die video gaan vir ons om 'n fondsinsameling te kry, dat ons kan begin kyk vir hom vir 'n rydingetjie. Hy kan nie verloop nie, hy kan nie langs staan nie, hy kan nie langs sit nie, hy beweeg baie moeilik. Ek myself moet hom bad, ek myself moet hom uit die stort uit help, meeste van die tyd moet ek hom help aantrek, ensovoort. Jy kan vir jouself dink, deur wat so ongerief hierdie man elke dag van sy lewe gaan. Ons vra dat u hart en beursie sal oopmaak, sodat ons kan kyk om sy doelwitte vir hom te kan bewaarheid. Soms moet hy baie ver gaan vir behandeling, en dan moet hy ook terugkom. En partykeer moet hy baie lank wag. Soos jy kan sien, het Arie 'n baie moeilike manier van loop, en kan ook nie sy voete reg gebruik nie. Daarom vra ons enige bydrae wat u kan gee, sal waardeer word. Ek wil net graag sê, ek sal dit baie waardeer as ek gehelp word om weer 'n mobile kan wees en te kom en gaan waar ek graag wil wees en vir my behandeling en alles wat ek wil graag doen. Dankie.